Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier is. Van die kerkraad af die volgende afkondigings. Kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en dan by die deure is vir afgetrede helpers en evangelisasie. Al die ander afkondigings sal ons na die diens doen onder die lief en leed. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid, tot aan alle ewigheid. Aan die gemeente van God en aan almal wat in die Here behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan dan, sing ons 'n loflied tot eer van die Here. Psalm 33 vers 1, vers 5 en vers 6. Vers 1 sing vrolik, hef die stem na bo, regverdig is, verhef die Heer. Dit pas opreg is om God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Ons sing daarmee saam vers 3 en vers 5 wat ook praat oor die Here se woord wat alles voortgebring het en hy wat genadig is, ook met die oog op ons prediking. Psalm 33 vers 1, vers 5 en vers 6. Ekskuus tog. Ons bely ons geloof saam in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons sê in ons harte gelowig saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister na die Here se wet uit Jakobus hoofstuk 2. Ek lees vir ons vanaf vers 10. Ek lees die wet vir ons in die 1983 vertaling. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op, soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vrymaak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander een het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal vir jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Dis nie op grond van wat hy gedoen het, wat God hom
is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek het, en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam skrifberuiming 9:1, is die beruiming van die wet. Ons sing wel vers 1 en vers 11 saam, terwyl ons so bly sit, vers 11. Ons het, o Heer, u wet weerstrewe. Genade is al waar ons op pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe, om dit te doen uit dankbaarheid. Skrifberuiming 9:1, vers 1 en vers 11, terwyl ons so bly sit. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, Here, hoe kan ons ooit u grootheid en u almag en u wysheid ooit deurgrond? Waar is die einde van u genade? Waar is die einde van u eer en heerlikheid? Tog, Here, het u die almagtige, ewige God, wat met niks vergelyk kan word nie, het u bemoeienis met ons mense. Soveel so dat u seun, wat gelyke en ewige goddelike heerlikheid het, dat hy homself verneder het, in die gestalte van 'n mens aangeneem het, en onder ons kom woon het. Dat hy nie net aan ons gelyk geword het nie, maar ook die vorm van 'n slaaf, 'n dienskneg aangeneem het, en homself verneder het tot die dood en die vloek aan die kruis. En hoe kan ons ooit die genade en die liefde vir ons deurgrond? Dankie, Here, dat u soveel bemoeienis met ons maak. Dat u ons so lief het, dat u enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie geoordeel mag word nie, maar vrygespreek word. En nie op grond van wat hy gedoen het nie, maar enkel en alleen op grond van die genade in Christus. Maar dat ons ook weet, Here, dat 'n geloof sonder werke nie bestaan nie. Nee, dat dit 'n dooie geloof is, 'n geloof wat nie waardig is om genoem te word 'n ware geloof nie. En so bely ons ook, Here, dat ons glo en vrygespreek word sonder dat ons iets gedoen het. Maar dat hierdie geloof ons nie lui maak nie. Dat hierdie geloof ons nie onveranderd laat nie. Ja, hoe kan dit? Hoe kan 'n ware geloof, waar die ewige Gees van God in ons woon, ons onaangeraak los? Daarom bid ons, Here, vergewe ons sondes. En nie op grond van wat ons doen nie, op grond van die genade in Christus. En heilig ons, elkeen van ons individueel, maar ook ons as gemeente, heilig ons, Here, sodat daar waar daar skyn heiliges onder ons is, nie wat beweer dat hulle glo, maar nie dit waarlik doen nie waarlik uit hulle geloof die bewys en die vrug daarvan toon nie, dat u kerk ook op daardie opsig sal reinig. Ons weet, Here, ons struikel soveel kere, maar help ons om te kan onderskei tussen ware en valse vrugte. Dankie, Here, dat U vir ons so goed is, dat U vir ons nog 'n rusdag, 'n Sabbatdag gee, waar ons vandag nie net kan rus van ons bose werke, maar ook van ons daaglikse roetine, dat ons as kerk saam mag kom, en U mag gaan bid, en mag ontmoet met U. Ons bid, Here, dat U hierdie ontmoeting sal seën, en ook U genade en vrede sal gee vir ons aanbidding vandag. Rig ons oë op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof.
Ons bid, Here, ons ook vanmôre u woord gaan hoor. U woord wat skepingsmagtig is, u woord wat uit niks, uit alles wat gesien en nie gesien kan word nie, geformeer het. En dit nog steeds in die ewige woord, Christus self onderhou. Sal u ook, wanneer ons vanmôre daardie woord hoor, ons geopende ore gee, nederige harte, sal u sny aan ons, waar ons baie keer nog verhard is teenoor u, waar ons ore nie wil luister nie. Gee ons sagte harte, en gewillige hande om ook te doen wat u, en dit waartoe u ons roep. Ons bid, Here, vir die wat siek is en swaar kry. Ons weet, Here, dat u 'n rede het vir alles wat u oor ons bring. Ja, dat u hand nie noodlottig dinge oor ons laat kom nie, maar dat u 'n plan daarmee het, en dat ons u sal vertrou, en dat u is ons Vader. En as ons, wat aardse vaders het, met al hulle gebreke, maar selfs hulle weet om 'n goeie te gee wanneer ons dit van hulle vra, hoeveel te meer sal u nie ook die goeie gee, wanneer ons dit van u bid nie. Help hulle so, en help ons, Here, om ook in liefde uit te reik na ons naaste toe wat swaar kry, eensaam is, siek is. Ons bid, Here, vir u kerk. Christus is die hoof van die kerk, en hy regeer sy kerk. En ons is mense, en ons maak soveel foute. Soveel foute in ons besluitneming, in ons regering, en die manier hoe ons dink, en wat ons dink, die kerk moet doen. Maar daar waar ons dit ook in nederigheid en afhanklikheid van die Gees doen, gehoorsaamheid aan die woord, mag ons besluite ook seëvier onder u genadige hand. En mag die besluite wat u vir u kerk gee, ook tot eer van die naam wees. Ook daar met die afgelope besluite van die synode hierdie week, dat ons ook weet, u regeer u kerk steeds. Ons bid, Here, mag wat ons sê en wat ons doen, vir u aanneemlik wees. U is ons rots, ons verlosser. Ons bid dit in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen. Liefdes, ons verander so 'n bietjie ons roetine, daarom lees ons vanmôre eers uit die woord van die Here, en dan gaan ons hierna ook saam sing. Ons lees uit die woord van die Here uit Efesiërs hoofstuk 2. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Daar's baie maniere hoe ons hierdie teksgedeelte kan indeel, verlede, hede en toekoms. Ons weet ook die katekismes vat hierdie einste formaat van verlorenheid, verlossing en dankbaarheid. Bekende gedeelte, Efesiërs hoofstuk 2, die eerste 10 verse. Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose leefwyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die magte van die lig, die heerser van die gees, wat nou aan die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Ons het almal van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders, bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in die tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te lewe. Kom ons staan dan, sing ons saam Psalm 103,
Ons sing saam vers 2 en vers 9, waar ons ook sing oor die genade van die Here. Vers 2, loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. Ons sing ook saam vers 9. Daarna lees ons weer die fokusverse, en dan luister ons na die prediking van die woord van die Here. Skrifgedeelte, ek lees net weer ons fokusverse, vers 5 en vers 8. Jy sal sien dat in die 2020 vertaling is vers 4 en 5 een vers gemaak. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Vers 8. Want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Geliefdes in ons Here, vir die meeste van ons is die woord van die Here nie altyd so eenvoudig en maklik om te lees en te verstaan nie. Wat ons immers die Bybel noem, is eintlik 'n versameling van boeke deur verskillende skrywers oor baie jare en verskillende omstandighede. Uiteenlopend kom die mense wat die Bybel geskryf het. En as ons dan nou die Bybel in sy volheid lees en wil verstaan, dan moet ons al hierdie dinge in gedagte hou. Ons moet verstaan wat die geskiedenis was van daardie spesifieke perikoop. Ons moet verstaan wat die konteks was agter al die geskiedenis wat gebeur het. Ons moet die omstandighede van die mense begryp en besef dat die taal en die omstandighede heeltemal anders was as ons eie vandag. Dis juist weens al hierdie verskillende redes dat die Bybel vir meeste van ons baie moeilik is om te verstaan. Maar dan moet ons ook onthou dat alhoewel daar verskillende skrywers oor verskillende tye was, dat daar eintlik agter alles een goddelike skrywer, die God die Heilige Gees is. Dis hy wat elke skrywer uniek in hulle omstandighede gebruik het en hulle gelei het, dit ingeasem het, sê die Nuwe Testament vir ons. Daarom staan al die boeke nie los van mekaar nie, maar dit eintlik een boodskap wat die groot outeur vir ons wil gee. Daarom het gelowiges oor al die eeue hierdie een boodskap probeer vasvang in een term of een tema, sodat ons dit kan verstaan. Daardie een boodskap van Genesis tot Openbaring. Vanmôre het ons aan een van hierdie temas gelees. Genade. Kom ons kyk dan nou weer na Efesiërs 2, met die fokus op hierdie genade, hierdie een tema deur die hele skrif van God. Voordat Paulus by die genade uitkom, moet hy ongelukkig eers begin by die donker realiteit van die mensdom. Die toestand dat elke mens wat nog geleef het, nou leef en nog gaan leef, hulle self in bevind. Ja, eintlik nie die lewe nie, maar die dood. En daarmee saam nie die fisiese of liggaamlike dood nie, en nog erger, die geestelike dood. En nadat die mense in sonde geval het, is hulle afgesny van God, afgesny van die bron van die lewe, en daarom het hulle in hulself ook geen lewe nie. Hulle is so skape wat afgedwaal het, geestelik verlore, sonder hoop en sonder God. En dan strek die probleem nog verder, want hulle is nie net dood nie, hulle is dood in hulle oortredings en sondes. Ja, dis die oorsaak van hulle dood, en nie net die oorsaak nie, maar ook die bewys daarvan. Soos ons vanmôre in Jakobus gelees het, dat die wat voortdurend in hulle sondes en hulle oortredings volhard bly dood, en dis die bewys daarvan, 'n dooie boom, 'n slegte boom, kan tog nie goeie vrugte lewer nie. En hierdie dooie lewenswyse is sigbaar in die hele wêreld. Nou nog as ons rondom ons kyk, dit is die realiteit van hierdie huidige bedeling. 'n Lewe vol ongeregtigheid. En ons omring deur mense wat beheer word deur die mag van die lig wat verwys na die Satan, hy wat rondloop soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Die invloed van die wêreld en die invloed van die Satan ook op die kerk vandag is nie gering nie. Ons word tog so maklik meegesleep. Ons is omring daarmee, dis al wat ons sien. Die invloed van die Satan is sigbaar, van die nuus wat ons kyk, tot die sepies. Ja, en ook daai ding wat in ons hand is elke dag.
En om hierteen te veg, om teen die stroom te swem, is vir meeste so moeilik. Dit is eintlik eerder makliker om te ontspan en saam met die stroom te gaan. En geliefdes, hier moet ons ook weer baie mooi verstaan, dat die wêreld en die Satan, hoe groot hulle invloed ook al mag wees, dat dit nie hulle is vir die skuld kry vir ons sonde nie. Natuurlik het dit 'n groot invloed, maar elkeen van ons staan individueel skuldig vir hulle eie sondes. Vers 3 maak dit baie duidelik. Trouwens, so bely ons dit ook. Ek staan persoonlik skuldig voor God. Ek het die begeertes van my hart gevolg en die begeertes van my vlees uitgeleef. Ek het ontaard in my sondige aard. Ek, soos al die ander mense, is bestem van nature vir die oordeel van God. Ek, soos elke mens, het gesondig en het ontbreek my van die heerlikheid van God. Dis persoonlik, geliefdes. En as ons nog nie daardie persoonlike belydenis gemaak het nie, dan kan ons ook nie die genade van die Here verstaan nie. Want die hele mensdom is in slawerny van die sonde, afgesonder. Ons kan onsself afsonder van die wêreld. Ons kan probeer veg teen die Satan. Maar hoe vlug jy van 'n dooie hart? Hoe gee jy vir jouself 'n hart wat van klip is? Hoe gee jy vir jouself 'n hart van vlees? Dis nie 'n ernstige noodtoestand, die geliefdes. Dis 'n hopelose toestand. Ons is nie op masjiene besig om nouliks aan die lewe te bly nie. Ons is nie in die water besig om te spartel vir ons lewe nie. Ons asem is op, ons lê leweloos op die bodem van die see. Die laaste asem is uitgeblaas en dan sê die dokter, selfs die beste dokter, daar's niks wat ons kan doen nie. Daar's ook niks wat ek of jy vir onsself kon doen. Ons is dood in ons sonde. En dink vir 'n oomblik aan Lazarus. Hoe Jesus by die graf kom, nadat Lazarus dood is, sê hy vir die mense om die klip voor die graf weg te rol. En dan sê Martha vir hom in hopeloosheid en hartseer, Here, wat gaan dit help? Hy ryk al, hy sal 3 dae dood. Wat is daar wat ons tog kan doen vir die dooies? Dit is hoe die teks begin. Dit is eintlik hoe die Bybel begin. Die mens is dood. En dit, as jy wil weet wat die agtergrond van elke Bybelse boek is, juist dit is goeie agtergrond. Die sonde, die verlorenheid, die dood van die mens. Dis op die 3de bladsy van die Bybel. En dis die konteks vir die res van die Bybel. Dis nie 'n mooi tema nie. Dis nie 'n aangename tema nie, maar dit is die realiteit. Maar die Bybel is nie net 'n boek of 'n versameling van boeke wat fokus op die mens nie. Dit is die openbaring van God en sy handeling met die mens deur al die eeue. Vertel hoe God met die mens gewerk het. En daarom alhoewel vers 1 tot 3 vir ons die donker realiteit van die dood van die mens beskryf sonder God, begin vers 4 daardie wonderlike wending. Maar God, die realiteit vir ons, vir die wêreld, vir ons land, ons bure, ons familie, vir elke een van ons, is die geestelike dood. Maar God, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, het God op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is ons gered. Ja, en uit die graf, onder die grond uitgebring en lewend gemaak uit genade. En strek tog soveel verder. Want ons is nie net saam met Christus opgewek nie, maar ons is ook saam met hom laat sit aan die regterhand van God in die hemele. En ons ontvang nie net die lewe nie, ons ontvang ook die heerlikheid en die sekerheid en die eer van 'n lewe in Christus. Ons word uit die bedeling van die heerskappy van die Satan en die sonde verlos en gebring onder die heerskappy van Christus. Vers 7 sê Paulus dat die toestand van die dood so geweldig omvergedraai is dat dit bewys lewer van die alles oortreffende rykdom van God se genade. Alles oortreffende rykdom van God se genade. Liefdes, ons sal nooit die krag en die genade van die Here kan deurgrond nie. Want ons almal verdien tog daardie oordeel. Dit is waar ons belydenis begin.
Maar dan gaan ons belydenis verder. Ook ons staan onder die genade van God. En dink weer aan die verhaal van Lazarus. Waar is die hoop vir die dooie? Hoe kan 'n lijk opstaan tot die lewe? Maar Christus het geroep, Lazarus kom uit, en die dooies het opgestaan. En daardie verlossing kom nie uit jouself nie. Ons het vanmôre dit gesing in Psalm 33, die woord van die Here is skepingsmagtig. Daardie woord kom in ons lewe in en bring lewe uit die dood. Dit is die groot en die heerlike tema wat dwars deur die Bybel gaan. Die mens kan in gemeenskap met die lewende God leef uit genade. Genade beteken 'n gratis geskenk. Niks wat jy gedoen het daarvoor nie dat jy dit verdien het nie. Nie eers dat jy kan bydra daartoe nie. Daarom sê vers 9 dat niemand rede het om trots te wees op homself nie. As jy wil roem, roem in Christus. Ons is uit genade verlos deur die geloof. Dit is alles 'n gawe uit God se hand. En daarom sê Paulus in hoofstuk 1 van Efesiërs herhaaldelik, tot lof van sy heerlikheid en sy genade. Die Bybel is nie 'n maklike boekie. Dit vertel vir ons die geskiedenis van God se handeling met die mens, van die begin tot die einde, en so hier en daar tussenin. Dit skets vir ons die donker en die tragedie van die sonde en die dood, maar ook die verblydende genade van God. Genade. Christus het die oorwinning behaal. Hy staan op uit die dood en hy wek ons saam met hom deur die Gees op uit daardie dood. Ons ontvang verlossing uit die slawerny van die sonde, oorwinning oor die vyand van oor ons vlees en die wêreld en die Satan. 'n Gawe, onverdiend en bo ons verstand. En hierdie woordjie genade is tog nie net gepas as tema dwars deur die Bybel nie. Dit beskryf ook God se handeling met die mens van die begin tot die einde. Daarom is die geskiedenis ook net genade. Barmhartige genade, liefdevolle genade, alles oortreffende rykdom van God se genade. Wanneer die apostel Johannes sy evangelie skryf, dan kyk hy terug op die geskiedenis en dit wat met Christus gebeur het. Hy sê dit begin by Christus, die ewige woord van God, self God. Hy kom, hy deur wie alles geskape is, hy wat self die lig in die lewe van die mense is, die woord van God word mens, kom woon onder ons. En dan sê Johannes, hy is nie net 'n teorie nie, hy is nie net teologie of ietsie mooi nie, dit is werklike geskiedenis. En die woord van God het gekom en ons kon sy heerlikheid aanskou, vol genade en waarheid. En uit Christus se volheid ontvang ons elkeen genade op genade. En daarom bely ons, saam met Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes, wat is ons enigste troos in lewe en sterwe? En let op weer, nie net hoe persoonlik bely ons skuld nie, maar ook ons bevryding en die genade. Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en ook my uit die heerskappy van die sonde en die duiwel verlos. En op grond van Efesiërs 2 bely ons dan ook, hoewel ek dood was as gevolg van my oortredings en my sondes, het God my liefgehad en saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is ek verlos. Ek sluit af. Geliefdes, ons staan hier aan die begin van 'n jaar. Kom ons dink dan hierdie jaar meer oor die genade van die Here. Dis immers die tema van die hele Bybel. Op elke bladsy van die Bybel is daar iets daarvan te vind. Er is ook geskryf op elke bladsy van die geskiedenis. Is geskryf op elke tree van ons as Christene se lewe. Elke dag, elke seisoen is gevul daarmee. En 2026 is die 50ste bestaanjaar van ons as gemeente. En nie net agter elke dag van hierdie gemeente se geskiedenis staan daar genade nie, maar ook op elke dag vorentoe. Louter genade.
Mag ons daarom fees vier. Maar fees vier met vreugde, omdat ons dood was, maar lewendig gemaak is in Christus. Mag ons nederig word om te besef dat ons almal onder die skuld van God gestaan het, maar ons almal ook vrygespreek word uit genade. Mag ons uit dankbaarheid ons hele lewe aan die Here gee, tot eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is so vinnig om te sê, dankie Here dat ons tog nie soos daardie sondaars daar buite is nie. Dankie dat ons tog nie soos hierdie sondaar hier voor ons is nie. Here, wie is ons? Jy sê in die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar, dat die tollenaar wat op sy bors slaan en skree, Here, wees my sondaar genadig. Ja, dat daardie een huis toe gegaan het en sy verhouding met God reg was. Help ons, Here, om so huis toe te gaan vandag. Want wat ons ontvang, kom nie van onsself nie. Dit is onverdiende genade. Mag ons met ons hele lewe, met elke asem wat ons gee en tree wat ons trap, U naam loof en prys, omdat U ons skepsels maak en elke daad vir ons voorberei het. Mag ons daarin volhard. En U sal die goeie werk wat U in ons begin het, tot die eindtyd volhou. Ons bid dit in Christus naam. Amen.